Goeiedag julle en welkom by nog 'n episode van Pad Langs. Hallo pappa. Hallo my kind. Jo, Welkom terug. ja, ek is nou maar skuldig as ek nou skuldig is. Daar is geen verskoning vir 'n lui mens nie, behalwe dat hy verskoning sal uitdink. Ja, en ons moet maar net na die mure toe gaan. Luiaard. Spreuke. Ja, dit is Spreuke 3 vers 36. Ek weet nie presies waar nie. Nee, Spreuke 3 het net 35 versies. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer. Vandag was ons beter. Ja. So ons het maar net algemene vragies, ons het nou nie iets in diepte regtig nie. Oor die Bybel, maar net ja, oor die algemeen vragies wat ons het oor die Bybel. So, eerste wil ek weet pappa, moet ek Bybel lees? Is dit regtig nodig om fisies te gaan sit en Bybel lees of kan ek maar net preke luister en Jy vra maar nou die verkeerde mens om dit te antwoord. hoor wat die pastoor te sê het en wat sy opinie is, dat hy maar namens my die Bybel lees. Mag ons as Christene dit doen? Jy vra heeltemal die verkeerde mens gewees. Daai vraag. Heeltemal. Ek weet daar's mense wat redeneer en sê, man, ek het nie nodig om my Bybel te lees nie, want ek het 'n verhouding met God. Maar as jy iemand nie regtig ken nie, as jy nie sy karakter ken nie, dit wat hy like, wat hy nie like nie, jy weet, kan jy regtig sê jy ken daai persoon? Nee, dan sit 'n kennis. Dan is Iemand wat jy dalk net sien hier en daar, hallo, hoe gaan dit, lekker, Ja. maar jy gaan sit nie en gaan drink koffie saam met daai persoon en luister regtig wat op sy hart is, wie is daai persoon regtig? Nou, hoe weet jy, as jy nie die Bybel lees nie, wat God se wil is en wat God se karakter is? Ja, want dan basies luister jy na stories van God, maar jy luister nie na God nie, of jy leer nie God ken nie. Dis soos, kom ons sê, ek en pappa praat heeltyd oor iemand, en dan leer ek basies die persoon ken deur dit wat pappa se Uit my opinie is. perspektief uit, Ja, maar nie oor my eie konklusie oor hoe ek die persoon ken, wat ek van daai persoon weet. daar is die ou nie so bad as wat ek Dalk het vertel. pappa net iewers te gly aan hom gekry en toe's pappa persoonlikhede clash. Ja, Ja, so met ander woorde, om staat te maak net op jou predikant of jou pastoor, daarmee sê ek nie hulle is verkeerd nie, Ja, maar ja, om staat te natuurlijk maak net op hulle, om God te leer ken. is nie genoeg nie. Nee, natuurlik nie, nee. Jy gaan nie God se karakter so leer ken. Nou weet ek dan daar's mense wat sê, ja, okay, maar die Heilige Gees praat met my. Maar hoe weet jy, wanneer dit die Heilige Gees is en dit wat jy hoor, wat jy dink jy hoor, verstaan en daai goed is reg is, as jy nie die Bybel lees en die Bybel ken nie, want tog kan die Heilige Gees homself nie weerspreek nie. So jy moet weet wat se waarheid om te weet wat Okay, hierdie is van God af, of hierdie is uit my eie denke uit, of hierdie is die vyand wat gedagtes in my kop plaas. Ja. Want die vyand sal nie vir jou, God sal nie vir jou sê, hoorie, jy moet jou man skei en met daai man trou, want hy is 'n beter man vir jou nie. Ja. Want is teen God se karakter. Natuurlik, maar God sê ek haat egskeidings. Verstaan jy? So hoe kan jy dit nou oordeel as jy nie weet dat God vir jou sê ek haat egskeidings? Ja, dis nou 'n simpel voorbeeld, maar kom ons sê soos iemand anders ken my persoonlik en hulle weet soos kom ons gebruik dit stupids. Ek gebruik nie die F-woord nie. En dan kom iemand en praat en sê, "Ja, gister het Angelique so gevloek." Maar daai persoon wat my ken gaan weet dis nie die waarheid nie. Ja, want Hulle jy- gaan weet daai persoon is besig om te lieg en dieselfde met die Heilige Gees. Jy moet God so goed ken en die Heilige Gees so goed ken om te weet, maar dit wat ek nou dink of voel is nie van God af nie, want dis nie God se karakter nie, dis nie wie hy is nie. Right. Dis nie wat hy doen nie. Die enigste manier hoe jy God se karakter kan ken, ja, die Heilige Gees praat met jou, maar die Bybel gee vir jou God se karakter en God se wil. En dan dit wat jy hoor, sal nie
weerspreek wat die Bybel sê nie. En so kan jy weet, okay, dit is van die Heilige Gees af. En so kan jy weet ook wanneer jou prediker ook ietsie mis ek. Nie dat ek sê hulle mis altyd nie, maar Almal se perspektiewe verskil dalk. maar jy kan weet wanneer 'n ding waarheid is as jy die Bybel. Ja. So moet jy die Bybel lees. Ja, natuurlijk. Want dit is die enigste manier hoe jy God se wil en God se karakter kan leer ken. Ja. Dis nie 'n ander manier En hoe nie. mense opgetree het in die Bybel en wat se God se reaksie was op dit wat hulle gedoen het of gesê het. Wat hom, daar staan baie kere in die Bybel, dis 'n gruwel vir God. So dan weet jy, okay, as ek hierdie doen, is dit 'n gruwel vir God en dis hoe jy dit gaan doen. En dit is jou, ja, presies. En die Bybel, die woord van God, is een van die maniere waarop God met jou praat. Ja, want dit is 'n lewendige boek. Dit is 'n lewendige boek. Hoekom wil jy nou een van die maniere waarop hy met jou praat, Ja, wegskuif. wegskuif en sê, nee, okay, God praat met my, Ja. maar jy het net een manier. God praat op verskillende maniere met die mens, en onder andere die woord van God. Ja. Right. So, moet ek die Bybel lees? Baie belangrik. Baie belangrik. Om stilte tyd te hou en jy moet die Bybel bestudeer. Jy kan ook nie net lees, okay, in die begin het God die hemel en die aarde, bla bla bla, maar jy verstaan nie eintlik waar dit gaan nie. Jy moet fisies gaan studie doen om te gaan verstaan waar dit gaan, want baie keer is daar goed in maniere gesê wat nie fisies letterlik so is nie, dis figuurlik beskryf. En jy gaan dit nie weet as jy nie gaan ondersoek doen en regtig gaan bestudeer wat daar aangaan nie. Ja. Dan gaan jy pot heeltemal mis sit wat in die Bybel staan. Weet jy, dit is die boek waar die meeste kommentaar op gelewer word. Op die boek wat die minste gelees Op die boek wat die minste gelees word. Dis snaaks, maar Jo, almal het 'n eiertjie te lê op 'n versie of op 'n teorie of 'n teologie of wat ook al in die Bybel, maar ek het bitter min mense, en dit sluit predikers, en ek ken baie predikers, van verskillende denominasies, bitter min predikers gekry, wat die Bybel al deurgelees het. Net een keer in hulle lewe, man, net een keer. Nie eers nie. ja. Right. Hulle maak staat op teologie, wat ander mense dink. Daarom het almal altyd 'n opinie oor God en 'n misinterpretasie oor God en oor die en daai, en daarom is daar so baie vrae. Ja. Want as jy die Bybel lees, sal die vrae minder word eventually. En hoe meer jy die Bybel lees, hoe minder word die vrae. Tot waar jy op 'n punt kom waar jy geen vrae het nie. Ja, natuurlik het jy as mens altyd issues. Ja, natuurlik. Maar wat die godheid aanbetref, en wat God se wil aanbetref, et cetera, nou issues. Ja. Nee, die lewe is skoon en puur. Ja, jy gaan Maar nie wonder. jy bereik dit net deur die Bybel te lees. Het ek jou vraag geantwoord? Ja. Ja. Want ek kan aangaan vir ure so. Ek kan baie tegnies raak oor Bybel lees, maar kom ons. Ek glo daai is 'n goed genoeg antwoord vir daai vraagie gewees. Nou, die volgende vraag wat baie mense oor wonder, is die mense wat nou eintlik, almal vra eintlik my die vraag, of hulle nou die Bybel lees of nie. Hoekom is daar boeke uit die Bybel uitgehaal? Jo. Maar ons kan hom maar stories uitdink. Kyk, toe Desarius Erastus destyds die Bybel het hy gesoek oral vir afskrifte en goeders, want daar was nie 'n Bybel gewees nie. En hulle bymekaar gemaak in daai goeders, en dis die boeke wat bymekaar gesit is in daai goeders. Daar was ander boeke ook gewees, maar dit is gevind dat van hierdie boeke dinge sê wat eintlik nie strook met die woord van God en die res van God se woord nie. Right. So wis nie dat al hierdie boeke is geskrywe, en toe hulle geskrywe is daar besluit, okay, hulle is almal Heilige Gees geïnspireer, en hulle is almal, hulle moet almal deel wees van 'n Bybel. Bybel is eintlik, Biblia is die Griekse woord vir 'n biblioteek, met ander woorde is 'n klomp boeke bymekaar. Right. Nou, as die skrifte wat ons hier het in die Bybel aanvaar word dat dit Heilige Gees geïnspireerd is. Hoe kan dit foutief wees? Presies. Maar hoe kan ons dan die samestelling van die Bybel in twyfel, bevraagteken in twyfel trek? Want dan is die samestelling soos wat hy is
ook ons Heilige Gees geïnspireer. Ja, dis God se wil dat hy is soos wat hy is en hy is kompleet. God sal nie toelaat dat sy heilige woord goed mis of nie daar het nie, Ja. goed by het waarom nie moet wees. Verder, die deuterokanonieke boeke, wat hulle dit noem en daai goeters, daai boeke wat weggelaat is, right? Kry jy in Bybels. Daar's Bybels, die sekere kerke sit hulle in hulle Bybels. Die Katolieke kerk het daai Bybels in. Nou ek wys jy hierso is byvoorbeeld Afrikaanse Bybel, die Bybel met deuterokanonieke boeke. Right. En hy het so 'n rooi cover. En hy het al daardie boeke in. So die boeke is nie weggelaat nie, dit is net nie in die standaard Bybel nie, want dit werk dit nie. Ja, dit werk nie regtig heeltemal saam met die uiteensetting. Ja, nee, in die wil van God, nou, dis as goedjies wat 'n bietjie teespraak is. Maar as jy dit wil hê, kan jy vir jou so 'n boek gaan koop en jy gaan dit kry. Right? En daai boeke is daar in Tobias, Judith, by toevoegings tot Ester, Makabeërs 1, Makabeërs 2, die wysheid van Salomo, die wysheid van Sirach, Baruch en die brief van Jeremia en dan nog toevoegings wat daar tot Daniel is en daai goeters. So, daar is gaan soek weer dan so 'n Bybel as jy nou regtig daai boeke wil hê. Maar lees net eers jy reg. Dit wil ek nou net sê. Maar hoe kan jy moan oor boeke wat nie in die Bybel is nie as jy nog nie eens die Bybel so wat hy nou is deurgelees het nie? Ja. Gaan lees dan ten minste die 66 boeke wat in die Bybel nou is deur. Dan kan jy sê, okay, nou wil ek asseblief daai boeke ook lees. Maar almal praat, ja, daar's boeke weggeraal, daar's boeke weggelaat, daar's boeke weggelaat. Maar het nog eens een keer die Bybel neergelees, het nog eens een boek in die Bybel neergelees nie. Nie is die boek, nie is die brief Judas nie, dis so kort boekie. Ja. Ek voel nie daar's goed weggelaat nie. Ek voel Nee. die Bybel is perfek soos wat hy is. Dis hoe God dit wou gehad het met sy doel wat hy ons wil leer in die lewe. Alles is daar, 100%. Jy het niks meer het nodig niks as meer dit nodig wat dan in die Bybel staan soos wat hy is nie. Dit help nie, jy voeg nog boeke by nie. Jy gaan nie meer leer Nee, jy moet 'n lewe gee vir Jesus en lewe vir Jesus en et cetera. Om te moan oor boeke wat weggelaat is, gaan jou nie nader in die hemel bring en ek beloof jy as ek vir jou môre daai boeke gee, gaan jy dit in elk geval nie eens lees nie. Ja. So, what's the story? Jy soek net verskonings. Ja. Skus, praat hard. Maar ek praat die waarheid. Ek praat die waarheid. Ja. Gaan lees die Bybel. En as jy nog boeke wil hê, gaan soek hulle. Hulle is beskikbaar. Hulle is nie weggesteek Nee, man. iewerste waar niemand dit kan kry Ja. nie. Ja. So hulle is beskikbaar as jy regtig wil in diepte gaan. Maar ja. Okay, so 'n laaste vraagie en dit is nog 'n lang vraagie. So hoekom is daar Ou Testament en 'n Nuwe Testament en is die Ou Testament nog van toepassing op ons vandag? Ja. As jy praat van testament, kan jy dit maar eintlik die ou verbond en die nuwe verbond. Jesus kom sy te 'n nuwe verbond. Weet daar's 'n nuwe testament. Met sy dood is daar 'n nuwe testament, 'n nuwe verbond met die mense nou. So dit is hoekom dit name Ou Testament en Nuwe Testament is. Die Ou Testament is met ander woorde voor Jesus en Nuwe Testament is toe Jesus gebore is en daarna. Right. Nou die tweede deel van jou vraag is moet ons nog die Ou Testament lees en is dit van toepassing? Ja, absoluut. Want die Ou Testament weer openbaar die plan né, wat God het en weerspieël Jesus. Sonder die Ou Testament sal ons nooit geweet het wie Jesus is en waarvoor hy staan en wat hy kom doen het op aarde en hoekom hy gesterf het, bla bla bla, goed, want dit word alles vir ons in God se groot plan in die Ou Testament geopenbaar, die profete, et cetera. Right. En dit wys ook net nog 'n deel van God se karakter is dit wat hy sê al is dit jare terug gebeur tog in die toekoms. Ja, maar God kan nie lieg nie. God kan nie lieg. En hy verander nooit nie. Hy is gister, vandag, môre Altyd dieselfde. Ja. So het jy die Ou Testament nog nodig? Ja, absoluut het jy die Ou Testament nog nodig. Want as jy nie die Ou Testament gehad het nie, sê jy nooit die Nuwe Testament kan verstaan nie. Behalwe dit, die Ou Testament en die Nuwe Testament
vorm saam die geheel van God se plan, sy openbaring. Van die begin van die begin tot die af. einde. Van die begin af, van die skepping af, die sondeval, al daai tipe goed is reg deur tot die uiteindelike red van die mens. Jy kan nie net hier begin met die red van die mens, maar hoekom word die mens gered nie? Ja. Jy moet verstaan hoekom en wat is die doel van alles en hoe loop die plan. Ja, presies. Ek meen, as jy dit vat van Genesis tot Openbaring, alles is presies die God se wil en sy openbaring van aan die mense, sy bekendmaking van wie hy is en sy plan, et cetera. Ek meen, ons praat nou van Genesis en Openbaring, maar net die twee boeke aan die kante van die Bybel het soveel ooreenkomste. Die begin en die einde. Ja, die begin en die einde. Die Alfa en die Omega. Jesus die Alfa en die Omega, né? Het soveel ooreenkomste met mekaar. Ja. Kom ek gee vir jou 'n bietjie voorbeelde. Lees vir my Genesis 1 vers 1. Goed, Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Right. God skep uit chaos uit. Ja. Right. Dit is wat hy gedoen het. Hy het uit chaos uit Dit was geskaap. woes en leeg. Ja. Right. Gaan vir my Openbaring 21:1 toe. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Right. So daar kom nou 'n radikale vernuwing van die skepping. God skep daarso, right? As gevolg van die sondevloed, sondeval, et cetera, skep hy weer. Radikale vernuwing van dit. Kan jy sien die ooreenkomste? Skepping. Ja. Right. Die teenwoordigheid van God. Right. Genesis. Right, 3 vers 8. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. Ja. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Right. Hulle het die stem gehoor van God. Hy wandel in die tuin. So God, wandel in die tuin saam met die mens. Dit is mos 'n ideaal. Ja. Maar die het nou gelees, hulle steek hulle self weg, maar dit is nou as gevolg van die sonde, maar voordat hulle die sonde gepleeg het, hy het gewandel tussen die mense, het met hulle gesels, en al daai goed is. Right, gaan vir my Openbaring 21 vers 3 toe. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Ja, so God se teenwoordigheid, wat eers in die tuin beleef is, voor die sondeval, right, kom nou volkome, en vir ewig tot stand. Ja. Want hy, daar, Openbaring so, Genesis, God wandel met die mens, sondeval, verwyder van die mens verwyder van God, Openbaring, God en die mens wandel weer saam. Ja. Is weer saam. Right. Die boom van die lewe. Gaan vir my na Genesis 3 vers 22 en 23 toe. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet, en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Right. So toegang tot die boom van die lewe, né, word verbied na die sondeval. Ja. So ons kan nou nie met daai boom uitkom nie. Right. Gaan we nou Openbaring 22 vers 2 en Openbaring 2 vers 7. Openbaring 22 vers 2. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Openbaring 2 vers 7. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne-in die paradys van God is. Right, so, ons het gesien. As gevolg van die sondeval, Genesis, die boom van die lewe, right, word toegang toe verbied. Ja. Openbaring, kry ons weer toegang. Ja. Right, die boom van die lewe. So, die wat oorwin het hy daar gesê, kry nou toegang tot die boom. Wat oorwin het? Die sonde, ons self oorwin het, want as gevolg van die sonde, kan ons meer by die boom uitkom nie. Ja. Kan jy die verband sien tussen Genesis en Openbaring?
Ja. Die volgende een, die rivier van lewe. Genesis 2 vers 10. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. Okay, daar is 'n rivier wat uitgegaan het om die tuin nat te maak. Die rivier gee lewe. Is dit nie waar nie? Right. Want sonder water, sonder die rivier, sal die tuin nie lewe nie. Ja. Sê my so. Openbaring 22 vers 1. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. Ja. Dit is So- die lewe. Ja. So uit die tuin uit vloei 'n rivier wat lewe gee, right? En uit die troon van God vloei 'n rivier uit wat lewe gee. Right. So uit Eden vloei 'n rivier wat lewe gee, maar uit God se troon vloei 'n rivier wat lewe gee. Ooreenkomste sien. Ja. Right. Die slang en die pak wat hy gekry het. Right. Genesis 3 vers 1 tot 5. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Right. Ons hoef nou nie verder, ons weet wat daar aangaan. Maar dan word in die tuin verlei die slang, dit is Satan, die mens. Right, Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermossel, en jy sal hom in die haksken byt. Right. So as gevolg van dit, word daar 'n vloek oor die slang uitgespreek. Ja. Right. Gaan nou vir ons na Openbaring 12 vers 9 toe. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Right. So daar kom die vloek tot vervulling, wat uitgespreek is in Genesis. Gaan nou vir my Openbaring 20 vers 10 toe. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profete is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. En daar word daai slang wat die duiwel genoem word uiteindelik gestraf Ja. vir dit wat hy gedoen het destyds toe hy die mens verlei het. Ja, Kan jy sien die verband, né? ja. Duisternis en lig. Right. Genesis 1 vers 2. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. Right. So Genesis begin met duisternis. Right. En God skep dan lig. Gaan nou vir my Openbaring 22 vers 5 toe. En nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Right. So, in Genesis lees ons, daar was duisternis, en God skep toe vir ons lig, sodat ons kan sien en lewe kan hê, want sonder lig is daar nie fotosintese nie, daar's nie suurstof nie, daar's nie kos nie, daar's nie lewe nie. Right. In Openbaring is God die lig, die lewe, die alles. Right? En ons gaan nie meer rus nodig Right. hê nie, dis hoekom daar ook nie meer duisternis is. Ja, so. Die eerste skepping, dit waar ons nou in lewe, het lig nodig gehad. Ja, Right. Die nuwe skepping is God self die lig. Ons het net God nodig. ja. Kan jy die verband sien tussen duisternis en lig? Die eerste skepping en die tweede skepping. Baie interessant, né? Right. Die bruid. Gaan nou vir my Genesis 2 vers 24 toe. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Right. Daar in Genesis is die eerste huwelik, die huwelik tussen Adam en Eva. Maar dit is nie volmaak nie. Ja, Right. Daar het probleme gekom, daar het sonde gekom, daar het rusie gekom, daar het moord gekom, daar het allerlei dinge gekom en daar gedoen. Maar dis nie wat God se ideaal was nie. Right. Gaan nou vir my Openbaring 19 vers 7 toe.
Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Right. In Genesis is die eerste huwelik tussen Adam en Eva. Nou, in Openbaring bereik hier die beeld van die huwelik, sy volheid in die huwelik van die lam. Right. En dan nou net vir interessantheid, Paulus trek so 'n vergelyking tussen dit in Efesiërs 5 vers 31 tot 32. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Ja, Vergelyking daar. ja, die vergelyking daarso. Right. Kan jy nou weer die verband sien tussen Genesis en Openbaring, die bruid? Elke ding het verband, right? Ou Testament, Nuwe Testament, eerste boek, laaste boek, right? Laaste een wat ek jou gegee het, die vloek en die opheffing van die vloek. Right. Genesis 3 vers 17. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Met ander woorde, na die sondeval kom die vloek. In die nuwe skepping is die vloek finaal opgehef. Met ander woorde, daar is nie meer so iets nie. Gaan vir my Openbaring 22:3 toe. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. Right, alles wat die sondeval gebreek het, as mens dit so kan stel, word nou in Christus volkome herstel. Ja. Sien hierdie verband? Right. Daar gebreek, daar herstel. Daar vloek uitgespreek, daar opgehef. Daar sal geen vloek meer wees nie, het jy gelees daarso. Right. Met ander woorde, jy kan nie die Bybel, dis nie los stukkies nie. Die Bybel is nie 'n versameling van los boeke nie. Mens kan so redeneer, maar dit is nie. Almal skep 'n geheel. Ja, right, saam skep hulle 'n geheel. Dit is een groot verhaal van skepping, van die val, die sonde, van verlossing, die kruis, en van herstel. Die nuwe skepping wat kom. Ja. Watter deel wil jy uitlaat? Hoe gaan die boek dan lees? Ja. Hoe gaan jy dan die kloutjie by die oor kry? Of die pik by die pan? Ja. Soos 'n ander ou gesê het. Openbaring gee die Genesis stel die vraag. So ons begin daar met die probleme. Maar hoekom daai, né? Daar kom ons met al ons vrae. In die hele Bybel deur lees ons, maar hoekom het God dit, hoekom die en hoe kon die mens dit en bla bla bla. So, Genesis stel die vraag. Right? Openbaring gee die antwoord in Christus, wat die Alfa en die Omega is. Mag ek vir jou sin? Dis 'n geheelboek. Right. Openbaring 22:13. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Jesus is die begin en die einde. En daarom jou Bybel, al het jy nou 2 testamente, so ek jou verduidelik het, een voor Christus en dan die nuwe verbond, die Nuwe Testament met Christus, right? Vorm 'n geheel, 'n begin en 'n einde aan alles. En Jesus is van die begin af tot die einde toe altyd daar. Ons kan hom nie misken in die begin nie. Daarom kan ons ook nie die eerste deel van die Bybel misken nie. Verstaan? Ja. Net soos dat ons hom nie in ons lewe sal misken in die einde, of jy nou oordeel kry en of jy nou saamgeroep word. Maak dit jou sin? Ja. Die boek is pragtig, net soos wat hy is. Hoop op verskonings uitdink om nie te wil nie. Ja. Gaan lees jou Bybel. En ek moet sê, met my eie ondervinding, dit is makliker om by die Nuwe Testament te begin Ja. en hom eers deur te lees en dan die Ou Testament. Want die ding is, jy begin die hele tyd, ek gaan nou die Bybel deurlees, Genesis 1. En dan lees jy nou en dan lees jy tot hier in die helfte van Genesis en sê ek is nou nie meer. Ja, want ek vervang hom nie. Ja. En oor 6 maande dan begin jy weer by Genesis 1. So jy ken Genesis 1 al so goed, maar wat van die res van die Bybel? So dit is baie makliker om
by die Nuwe Testament te begin Ja. en dan hom deur te lees. Dis maar net 'n wenk. Jy hoef dit nie so te doen nie. Dit Dis is maar net makliker. Dit is so. Dit is ook wat Dit ek motiveer jou. altyd vir mense sê as ek hulle motiveer om die Bybel te begin lees. Sê begin by Matteus. Right? En dan eindig jy by Maleagi. Ja. Right? Jou eerste keer begin so. Dan lees jy hom nou wel altyd so. Ja. Right. Ek lees hom van die begin af, van Genesis tot Openbaring, maar jou eerste keer is baie moeilik. Dis moeilik. Ja, Dis is regtig- moeilik. Dit is 'n challenge. Dis 'n dik boek om deur te lees. Ja, wel, ek weet, jy was 14 jaar oud toe jy hom die eerste keer deurgelees het. Ja. Nogal die 33 vertaling. Right. Kan jy onthou, ek dink ook maar hier soos 4 maande gevat. Ja. Ja. Dis 'n dik boekie. Ja, is 'n dik boekie. Ja. 'n Dik boekie. Ja. Klink soos 'n teenstelling, né? Wat is die slim Afrikaanse woord daarvoor? Ja. Ja. Maar in elk geval, nee. Mense het baie vrae oor die Bybel en daai goeders. Maar as jy net eers die Bybel begin lees, gaan daai vrae weggaan. Wat? Hoe het ek al ooit sulke vrae uitgedink? Ja, hoe het ek gewonder oor dit? Hier is die antwoord dan. Ja. Hoe meer keer jy die Bybel deurlees, hoe minder word jou vrae, hoe meer word jou antwoorde, soos wat ek net toe gesê het. Ja. En bly weg van al hierdie teorieë en teologieë van daar's boeke uitgelaat, daar's versies uitgelaat. Daar's nie eens versies uitgelaat nie. Nee. Dit is 'n vraag wat ons kon gehanteer het. Is daar versies in die Bybel gehaal? Nee. As jy vat die 33 vertaling, die King James vertaling, die Staten vertaling, daai ou vertaling, het 'n manuskripte gebruik van Desarius Erastus wat nie so oud is soos die manuskripte wat hulle later ontdek het nie. En nou het jy dit later ontdek en daar's goeders nie daar nie wat nou in hier is. Dan dink jy nou maar okay, maar hoe nou? Verstaan jy? Is dit aantekeninge, kanttekeninge, wat ook al. Maak nie saak nie. Of het hierdie ouens bygevoeg wat hulle is hulle is later. Right. Of andersom, dit maak nie vir jou saak nie, maar dit was so ongewees. Die feit is, dis 2 verskillende grondtekste. Daardie skrifte kom nie in, of versies kom nie in hierdie grondteks voor nie. Of dit kom nie in hierdie grondteks voor nie. Jy kan dit dan nie gaan byvoeg nie. Verstaan jy? Of hier gaan byvoeg of weglaat nie. Jy moet die grondteks soos wat hy is, vers vir vers, weet, woord vir woord oorskryf. So as dit in die grondteks nie is nie, is dit nie. Jy skryf daai grondteks oor soos wat hy is. So as jy nou na die 83 vertaling toe gaan of die 2020 vertaling of wat ook al, dan sien daar's tekste wat in die 33 vertaling is, nie is nie. Is wat nie is in die nuwe vertalings nie. Dis nie weggelaat nie. Dis 'n ander grondteks wat gebruik is. Waarin dit nie is nie. Jy voeg niks by nie, jy haal niks uit nie. Dis so maklik soos dit. Ja. Right. Sommige daai vraagie ook gedoen tussenin. Ja. Right, maar ek is nou klaar. Ja, nee, ek dink ons het dit nogal mooi geantwoord. Baie dankie, pappa. Nou weet ons 'n bietjie meer oor die Bybel, die geheel van die Bybel. Ja. En ja, dis belangrik om die agtergrond van alles ook te weet om iets aan te pak. Ja, so baie dankie pappa. Ek dink Nee, is reg. Kyk, ek kan baie tegnies en baie diep gaan en kan ure lank praat en daai goed. Maar ek dink nie dis die doel van hierdie programmetjie Nee. van jou nie. Dis sommer net algemene. So ek praat ook algemeen. So plat as wat ek is. Ja, maar tog is dit die meeste mense soek die antwoorde maklik en vinnig. So baie mense wil regtig in diepte ingaan in iets om iets te verstaan. Hulle wil net weet as die antwoord ja of nee en hoekom. Dis dit. Ja, die vloek van die moderne eeu. Quick fixes. Ja, ons jaag selfs 'n mikrogolf aan. Ja. Ja, Selfs 'n minuut daarvan. Ja. Nee, okay. Okay, baie dankie pappa. Ek waardeer pappa se tyd en Nou gaan jy weer vir 'n maand sukkel om my te oortuig om hier te kom sit. Hoopelik nie weer so lankie. Maar ons kyk maar op die dinge. Ja. Maar ja, baie dankie dat julle saam geluister het. As julle vrae het, asseblief stuur vir ons. Ons sal dit graag vir beantwoord. En tot 'n volgende keer sê ons Maranatha.